Die enigste weg na ewige lewe. Die Bybel is baie duidelik oor 'n mens se saligheid. Dit is nie gebaseer op jou goeie dade nie. Meeste mense dink as hulle hele lewe vul met goeie dade, sal hulle die ewigheid bereik en hulle verlossing verdien. Die Bybel is egter baie duidelik daaroor en sê in Romeine 3 vers 23 die volgende: Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daar staan ook in Romeine 3 vers 10 dat daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Met ander woorde, nie ek of jy is regverdig nie, en ons verdien nie saligmaking nie. Ons regverdigheid is onvoldoende en kan slegs gevul word deur die regverdigheid van Jesus wat ons toegereken is. Ons kan dus nie staat maak op ons eie regverdigheid om die ewige lewe te verdien nie. Met dit in gedagte is die eerste stap om te erken dat jy 'n sondaar is. In Openbaring 21 vers 8 staan geskryf: Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en gruwelikes, en moordenaars, en hoereerders, en towenaars, en afgodienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Kom ons wees eerlik, almal van ons het al gesondig, en verdien die poel wat brand met vuur en swaal. Verder sê Jesus vir ons in Matteus 5 vers 22: Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die reg, en elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Dit beteken dus, ons almal verdien die tweede dood, en ons kan nie die werklikheid daarvan ligtelik opneem nie. Maar daar is hoop in Christus. God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Romeine 5 vers 8. Deur God se liefde stuur hy Jesus Christus, wie die volheid van God was, in die vlees. God het mens geword. Hy het 'n sondelose lewe gelei, en die pad gestap wat ek en jy nie deur ons eie regverdigheid kan voltooi nie. Selfs al het hy hierdie volmaakte lewe gelei, het die mensdom hom steeds gehaat, verwerp, verneder, hom gespoeg en geslaan en uiteindelik aan die kruishout vasgenaal met spykers. Die pad na Golgotha, wat gevul was met haat, vernedering, verwerping, pyn en lyding, die pad wat ons almal verdien, het hy in sy volmaaktheid in ons plek kom stap. In 1 Petrus 2 vers 21 tot 24 sien ons die volgende: Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, Romeine 6 vers 2, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir deur geregtigheid lewe, deur wie se wonde ons genees is. So, al ons sondes wat ons nog ooit gedoen het en sal doen, was asof Jesus dit self gedoen het. Hy het die straf van ons sondes op hom geneem en gedra, gesterf en ter helle neergedaal en op die derde dag weer opgestaan uit die dood. Hy het ons sy disippels verskyn en sy wonde aan hulle gewys. Die Bybel is baie duidelik oor vir wie hy gesterf het. Nie net vir ons nie, maar ook vir die sondes van die hele wêreld. 1 Johannes 2 vers 2. Dit bring ons dan weer by die vraag: wat moet ons doen om gered te word? Handelinge 16 vers 30 tot 31 beantwoord daardie vraag. En hy het hulle na buite gebring en gesê: Meneere, wat moet ons doen om gered te word? Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Dit is al. Hy het nie gesê, sluit aan by 'n kerk en jy sal gered word nie, word gedoop en jy sal gered word, lewe 'n goeie lewe en jy sal gered word, of bely jou sondes en jy sal gered word. Nee, hy het gesê, glo dat Jesus gesterf het, begrawe was en opgestaan het vir jou. Een van die bekendste verse in die Bybel sê vir ons: Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3 vers 16. Weereens, as jy een keer glo, kan jou saligheid nie verlore gaan of weggeneem word nie.
want dit is 'n geskenk en belofte van God af. In Johannes 6 vers 47 lees ons die volgende: Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Verder in Johannes 10 vers 28 staan geskryf: En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Ons lê klem op die woord ewige, wat meen vir ewig. Wat God vir ons hier beloof is die ewige lewe, nie tydelik of in die perke van tyd nie. Jy kan dit nie verloor nie, en dit kan ook nie van jou af weggeneem word nie. Dit is vir ewig, dit is nimmer eindig. Ons kan dus rus in die wete dat God nie 'n mens is dat hy sou lieg nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie? Numeri 23 vers 19. Verlossing beteken nie dat ek 'n lewe vol sonde kan lei nie, maar sou ons wel sondig, kan dit nie van ons af weggevat word nie. Sou jy wel voortgaan om onophoudend opsetlik te sondig, kan jy nie jou saligheid verloor nie, maar daar is gevolge en jy sal in die lewe getuigtig word, soos wat 'n vader sy seun sou tuigtig. Hebreërs 12 vers 6. Want die Here tuigtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Ons vind baie voorbeelde in die Bybel van mense wat baie slegte dade gepleeg het, maar tog het hulle vergifnis ontvang, omdat hulle geglo het in die belofte van God en sy genade. Daar is ook mense wat vandag lewe en wat in die oë van die wêreld geregtig lewe. Tog sterwe hulle in hulle sonde en sal volgens hulle dade veroordeel word en sal nie saligheid bereik nie. Kom ek los julle dan nou ook met nog 'n gedagte. Is daar baie of min mense wat gered is? 'n Vraag wat aan Jesus ook gevra is. In Matteus 7 vers 13 lees ons die volgende: Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Verder in vers 21 lees ons dat nie elkeen wat vir hom sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van sy Vader wat in die hemele is. Wat is die wil van die Vader? Slegs dit, glo. Glo in die Seun van God. Johannes 6 vers 40. In Matteus 7 vers 22 sê hy: Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Hoekom het God hulle nooit geken nie? Ek lê klem op nooit. Hierdie mense het hulle verlossing probeer verdien deur hulle dade en het staat gemaak op hulle eie geregtigheid en nie op Christus se voltooide werk nie. Dus as jy dan sou staat maak op jou goeie dade, of soos baie mense sê, jy moet die gebooie gehoorsaam, jy moet gedoop word, jy moet kerk toe gaan, of jy moet 'n sondelose lewe lei, dan volg jy die mense wat op die breë weg is, en jy glo aan jou eie regverdigheid, en Jesus sal vir jou sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Hierdie is die gevaarlikste pad om op te wees, want jy dink dat jy reg is met God, maar inteendeel is jy ver van God af, net soos die Fariseërs. Onthou soos wat ons vroeër genoem het, as God jou een keer ken, is dit nimmer eindigend en vir ewig, en jy is vir ewig gered en word 'n seun van God. Net soos ons kinders altyd ons kinders sal wees, word ons deel van God se ewige familie wanneer ons wedergebore word. Jy mag dalk die swart skaap van die familie wees, of gedurig deur God getuigtig word, of selfs jou lewe op aarde vernietig in onkunde of opsetlik. Selfs al maak jy so 'n gemors van jou lewe, kan dit jou nie uit die hand van God pluk nie en jou saligmaking verloor nie. Dis glo in Jesus Christus en wees vir ewig gered. Ons sluit af met die volgende bed omdat ons lees in Romeine 10 vers 10, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Liewe Jesus, ek weet dat ek 'n sondaar is en die ewige dood verdien, maar ek glo vandag dat U gesterf het aan die kruis vir my en weer opgestaan het.
Red my asseblief op hierdie oomblik en gee my die ewige lewe. Ek vertrou slegs op U, Jesus. Amen.